In die nuus vanaand, die eerste van 5 liggame is na die oppervlak gebring by die Ikapa-myn in Kimberley. Die Madlanga-kommissie kry nog 5,5 maande om sy werk te voltooi. En die internasionale oliepryse skiet die hoogte in midde die eskalerende konflik in die Midde-Ooste. Goeienaand en baie welkom by die nuus in Afrikaans. Die eerste van 5 mynwerkers wat by die Ikapa Minerals myn in Kimberley ondergronds vasgekeer was, is na die oppervlak gebring. Die mans is na 'n modderstorting op 17 Februarie sowat 890 meter ondergronds vasgekeer. Ons skakel oor na ons verslaggewer Keith Suister wat verrigtinge volg by die myn in Kimberley. Goeienaand Keith. Goeienaand Henko, goeienaand aan die luisteraars en kykers. Keith, ons val sommer dadelik weg want tyd is nie aan ons kant nie. Hoe laat is hierdie myner na die oppervlak gebring vandag? Henko, so teen 3:00 vanmiddag het ons boodskap gekry dat een van die myners wat die naaste aan die punt van die skag was, na die oppervlak gebring is. Die polisie het vir ons 'n persverklaring gestuur wat sê dat die liggaam van 'n man teen so 3:00 vanmiddag gevind is en hy is nou vir geregtelike doodsondersoek gebring en die speurders doen 'n ondersoek. So dit bring dan nou 3 weke van soek na die myners amper na 'n sluiting toe, want daar's nog 4 van die mans wat dis nie moontlik om te sê hoe ver van die man wat hulle gekry het is die ander 4 mans is nie, Henko. Keith, en die liggaam is nou boontoe gebring bo-gronds, maar is hy al geïdentifiseer en is sy familie al ingelig? Dit is baie moeilik om te sê of die familie al ingelig is. Die myn het vir ons gevra dat tot tyd en wyl die familie van die man ingelig is, die naam van die myner nie bekend gemaak kan word nie. Maar wat ek vir jou kan sê dat ons het verneem dat die soektog baie moeilik was en selfs vandag nog is daar nog water en baie modder en dit was baie moeilik om selfs by hierdie liggaam van hierdie myner uit te kom. Maar daar was 'n sterk reuk in die lug wat hulle die idee gee dat daar nog baie ander liggame dalk baie naby kan wees en die myn sê hulle is nou steeds hard besig om te poog om onverpoost na die ander liggame van die 4 myners te soek. So moontlik teen môre of so sal hulle dalk by die mans kan uitkom, Henko. Keith, ja, dis belangrik om te weet, want ek wou graag, jy beantwoord my volgende vraag, ek wou graag by jou gehoor het wanneer jy verwag die ander liggame na die oppervlak gebring kan word, so dit is goed om te hoor dat dit dalk so gou soos môre kan wees. Keith, is daar enige ander nuus oor die salarisse van die ander myners, nadat hierdie myn om voorlopige likwidasie aansoek gedoen het? Henko, die departement, of liewer die Noord-Kaapse regering het verlede week geld vir R10,000 vir elk van die families van die 5 mans wat vasgekeer is gegee en ook kospakkies vir die 1100 mynwerkers van R3,000 wat nou afgelê is uit die departement van, of liewer die regering vir die mense gegee. Die myners is nog steeds nie betaal nie en baie van hulle is nog steeds ongelukkig oor situasie wat hulle het nie liewer hulle Februarie salaris ontvang nie, Henko. Dit is Keith Suister wat ons verslaggewer is daar uit Kimberley. Baie dankie Keith. Ons beweeg aan na ons volgende storie. President Cyril Ramaphosa het die datum vir die Madlanga-kommissie ondersoek tot 31 Augustus verleng. Die kommissie ondersoek beweringe van misdadigheid, politieke inmenging en die korrupsie in die strafregstelsel. Die presidentsie het die verlenging toegestaan weens die aantal persone wat nog moet getuig. Die kommissie se aanvanklike sperdatum was 17 Maart. Hy het nou meer as 5 maande om sy werk af te handel met 'n tweede tussentydse verslag wat op 29 Mei vanjaar aan die president oorhandig moet word. Die Noordwes sakeman Suleiman Karim sê hy het voorgegee dat hy 'n verhouding met die polisieminister Senzo Mchunu gehad het sodat die beweerde misdaadkartelhoof Vusimusi Kat Matlala hom moes terugbetaal. Hy sê die sakeman Brown Mokgotsi het die voorstel gemaak. Volgens banktransaksies is 1/3 van die R1,5 miljoen wat Matlala aan Karim betaal het aan Morgan Maumela oorbetaal. Karim het voor die Madlanga-kommissie begin getuig nadat sy versoek om in kamera te getuig geweier is.
Karim het getuig dat hy voorgegee het om 'n goeie verhouding met die geskorste polisieminister Senzo Mkhunu te hê, om te verseker dat hy 10 miljoen rand van Matlala se Medicare polisiekontrak sou terugkry. Brown was clear that this was required and calculated to make Vusi believe that my involvement and my assistance with the minister and his office would be crucial. And therefore, Vusi would therefore need me to pay me my money, or would need to pay me my money. In truth, I did not have any relationship with the minister. Karim sê dit het gewerk, aangesien hy sy geld teruggekry het. Dit het egter aan die lig gekom dat 1/3 van die eerste terugbetaling aan 'n maatskappy genaamd Lutaga Trading Enterprise betaal is. Die maatskappy behoort aan Maumela, wat betrek word by die Tembisa hospitaalskandaal. Karim sê hy het dit op instruksie van Kat Matlala oorbetaal. Now, by this stage you had been worried for quite some time that you weren't being paid on this contract. Yes, that's correct. Why did you agree to take 1/3 of your first payment and give it to Mr. Maumela on behalf of Mr. Matlala? The reason for that, Mr. Matlala kept on putting pressure on me to please advance this money to Morgan. I did ask him why can't he do it directly. He said please do it on my behalf. Dit het vrae laat ontstaan of die transaksies gekoppel kan word aan 'n beweerde tender-korrupsiesyndikaat wat Matlala en Maumela betrek by die Tembisa hospitaalskandaal. Why in those circumstances did you choose to pay 500,000, 1/3 of what your first payment was, to Mr. Maumela? Like I said, Council, before, Mr. Matlala put a lot of pressure. He wanted me to pay 750. And once I saw these newspaper articles, I did not want to get into their crosshairs. Die ondersoek word môre hervat. Die ad hoc komitee is bekommerd dat die datum wat die presidentsie versoek om sy vrae te beantwoord, sy werk kan vertraag. Die komitee ondersoek aantuigings van misdadige kriminele infiltrasie en politieke inmenging in die regstelsel wat die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris, luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi gemaak het. 'n Lys vrae is aan president Cyril Ramaphosa gerig oor die aantuigings. Die presidentsie het uitstel tot 16 Maart 2026 gevra om te antwoord. LPS is ook ontstel dat die minister in die presidentsie, Kumbutso Ntshavheni, die komitee se versoek van die hand gewys het dat die geskorste inspekteur-generaal van intelligensie, Imtiaz Faisal, ook moet kom getuig. Die komitee moet sy finale verslag teen 31 Maart indien. Die president se versoek om uitstel is dus nie goed ontvang nie. Even though we disagree, we never agreed and we still disagree, but because we're in a democratic institution here, we subject ourselves to the behest of the majority. President Ramaphosa's response, we are concerned with the time. From what I remember is that we agreed that we would get written responses, and based on that we will make a decision on whether President Ramaphosa will appear before us. But if there is anything that can be done to expedite that, it would be appreciated, because as Honorable Nomvalo has indicated, that there might be a need for, further clarity-seeking questions on the response of the president. Obviously, it would be better if the answers could be forthcoming earlier than the 16th of March, but and I think maybe the response by yourself to Dr. Koornoff should try to highlight that if it is possible that it is earlier than the 16th. Presidency, it would be appreciated if we could get a response a lot earlier so that we are even able to ask further questions. Ntshavheni sê Faisal se werk is sensitief van aard en dus die versoek afgekeur. Die komiteelede meen egter dat misdaad nie gekwalifiseer kan word nie en dat hy moet verskyn. AfriForum sê die ontslape leier van Cope, Mosiwa Lekota, was een van die min politieke leiers wat bereid was om 'n standpunt in te neem al het dit hom ongewild gemaak. Die organisasie sê Lekota het nie gehuiwer om hulle te steun ten opsigte van eiendomsregte nie. In 2018 wou die ANC die grondwet wysig rondom die onteiening van grond sonder vergoeding. Lekota is verlede week oorlede en sal die naweek in Bloemfontein begrawe word. Die land is 'n armer plek sonder meneer Lekota.
Hy is iemand wat groot respek afgedwing het. AfriForum dra daarom ons meegevoel aan sy vriende en familie oor. Nou ek het die groot voorreg gehad om saam met meneer Lekota te werk toe ons in 2018 'n ooreenkoms gesluit het wat beteken het dat ons saam sou veg ter beskerming van eiendomsreg in Suid-Afrika. Hy was 'n meelewende mens wat baie graag in vlot Afrikaans met mense gesels het. Hy was standvastig, want hy het hierdie standpunt oor eiendomsreg ingeneem, ten spyte daarvan dat dit hom ongewild sou maak in sekere kringe. Mag meneer Lekota in vrede rus. Ons gaan net hierna voort met nog nuus in Afrikaans. Bly gerus ingeskakel. Welkom terug. Die olieprys het vandag met meer as 25% gestyg tot $119 per vat, die grootste daaglikse stygings sedert die uitbreking van die COVID-pandemie. Midde-Oosterse olieuitvoerders het produksie besnoei na die versperring van een van die belangrikste roetes vir olie en vloeibare aardgas, die Straat van Hormuz. Die leiers van die G7 nywerheidslande oorweeg intussen die gekoördineerde uitreiking van meer as 300 miljoen vate uit strategiese reserves om die markte te probeer kalmeer. Die Straat van Hormuz, die deurgang van meer as 20% van die wêreld se ruolie en aardgas, is effektief gesluit. Hoewel oliepryse verlede week geleidelik gestyg het na die begin van die Amerikaanse en Israeliese aanvalle op Iran, het markte die naweek van dientjie verander. It's been a case of the boy who cried wolf for oil markets over the last week. We've had so many instances of geopolitical risks resulting in premium on the oil price only for nothing to have happened. So that when the war actually broke out last weekend, the oil price reaction was relatively muted until last Friday. And what we saw last Friday was the Qatari energy minister finally came out and made some comments about the degree and scope of this energy the energy impacts, which amounts to an energy crisis. And that's been the wake-up call for markets. Die Johannesburgse effektebeurs het verlede week gebloei en Vrydag bykans 3% laer gesluit, wat die totale daling vir die week tot meer as 9,2% te staan gebring het. Die JSE se indeks van alle aandele, wat einde Februarie 'n hoogtepunt van meer as 128.400 bereik het, het Vrydag tot 116.583 gedaal. Ook effektebeurse in Asië het groot verliese getoon. In Japan het die Nikkei vandag met 7% gedaal, benewens die 5,5% verlede week. Die Suid-Koreaanse Kospi het meer as 10% gedaal verlede week en 'n verdere 8% vandag. Intussen sê die Suid-Afrikaanse Landbou Sakekamer dat duurder kunsmis die wêreld se voorland is, met kunsmis wat 'n olieproduk is. Suid-Afrika voer om en by 80% van sy kunsmis in. A year we use a fertilizer that is just over 2 million tons. And of course then the grain, oilseeds and sugarcane are amongst those major users of fertilizer. This time around we are also heading towards a busy period for the fertilizer side, particularly for winter crops. Die Amerikaanse president Donald Trump het op sosiale media geskryf dat die FSA en die res van die wêreld met graagte hoër oliepryse sal betaal vir veiligheid en vrede. Die aanwysing van die Iranse opperleier se opvolger het die markte verder ontstel omdat dit dui op 'n voortsleepende oorlog. 6 mense, waaronder 'n vroue joernalis en 'n jong meisie, is in 2 afsonderlike aanvalle in die sentrale Gaza-strook dood en tientalle gewond sedert Israel se tank- en lugaanvalle gister. Volgens mediese werkers by die Al-Afda Hospitaal is 'n tentkamp getref waar ontheemde families in die westerse Nusayrat gebied gehuisves word. In 'n lugaanval naby die Al-Azhar Universiteit in Gaza is 3 mans, insluitend 'n paramedikus, dood. Die Israeliese weermag sê hulle het 2 Hamas-lede geteiken wat 'n aanval beplan het, maar dat hulle nie bewus is van die aanval waarin 2 vroue dood is nie. Kom ons kyk na die markaanwysers, soos om 5:00 vanmiddag met die sluiting van die JSE.
'n toevlugsoord vir diere in De Rus in die Klein Karoo het uiteindelik weer 'n permanente tuiste. Dit volg na 'n groot trek in 2023 vanaf Plettenberg Baai na 'n plaas in Prins Albert. Skenkers en beleggers het ingegryp en 'n eiendom naby Meiringspoort gekoop waar donkies, perde en ander diere wat gered is, vrylik kan rondbeweeg. Uiteindelik tuis. Die eiendom wat tot in die Swartberge strek, behoort nou aan hulle. Die toevlugsoord is in 2015 gestig en het aanvanklik honderde donkies uit slaghuise gered. Ander diere het nou ook by hulle aangesluit om die res van hulle lewens in vrede hierdeur te bring. You know, they've been shifted from pillar to post. This is our 4th property, and it's our final property for them. So hugely meaningful for the animals and also for us and for all the carers who work with them. You know, it's been very disheartening for the people to be having to uproot and move, and animals take a while to settle. Die meeste van hierdie diere was mishandel. Nou stel die personeel hul behoeftes eerste. Veearts en voerkoste, as ook die huidige droogte toestande, plaas egter groot druk op die fasiliteit. As you can see, I've got Teresa here with me. You know, it's just like humans. You know, when they get older, they also tend to, you know, lose sight and their abilities to look after themselves, you see. As 'n organisasie sonder winsbejag, is hulle heeltemal afhanklik van skenkings. Unfortunately, we always seem to be at the bottom rung, should I say. We need the assistance, not only us in terms of caring for these animals, but also the animals themselves. They need your help and assistance. Daar is ook planne om die eiendom uiteindelik in 'n natuurreservaat te ontwikkel. Die bestaande verblyfgeriewe sal ook opgeknap word om in die toekoms toeriste te kan akkommodeer. Tanya Krause, SAK nuus, De Rus in die Wes-Kaap. Ons sportsegment volg net hierna, asook die weer vir vandag en vanmôre. Alfonso, always take things smooth and slow. Smooth and slow, smooth and slow. Refresh your skin. Buy 3 LA Lab bath and body items. Get the cheapest free. Everything you need to cleanse, nourish and pamper your skin. Life's better with PEP. Basically, Juanita is in everybody's business. She's here, she's there, she's here, she's there. She flirts with somebody. They come, they flirt with her. Woo, woo, she likes it. She's best friends with Rochelle. She's a fashionista, so she's always like, ooh, ooh, ooh. She has a son, his name is Richie, but he's very naughty. He drives her insane. Live in every beat, the pulse of South Africa. Why? This month on SABC2, Prime Time is Showtime. It's happening Monday through Friday, and here's what we got for you. At 6, Tangled Hearts delivers sensational telenovela drama. At 7, Paradise, a destination where everyone's searching for peace of mind. At 7:30, Deal or No Deal, it's make or break to win the big bucks. At 9, on Pimville, everyone has a story to tell and a secret to hide. At 9:30, Monday to Thursday, listen in on King David's studio podcast. And 9:30 on Friday, there's romance in the making on Down for Love. Prime Time is Showtime, Monday to Friday, SABC2. Ons keer terug na die gebeure in die Midde-Ooste. Duisende ondersteuners van die Iraanse regering het die strate ingevaar om die aankondiging van die land se nuwe opperheerser te vier. Dit terwyl die G7 minister van Finansies 'n noodvergadering gehou het om oor die ekonomiese gevolge van die Iraanse oorlog te besin en om planne te bespreek om die impak te versag.
In die jongste aanval het Amerika 'n missielkompleks in die Iranse stad Isfahan getref en is meer as 30 mense beseer in 'n Iranse hommeltuigaanval op 'n olieraffinery in Bahrein. Turkye, die Verenigde Arabiese Emirate en Qatar het ook aangekondig dat hulle Iranse missiele onderskep het. Intussen het die dodetal in Israel se aanvalle op Hezbollah-teikens in Libanon tot amper 400 gestyg. Die aankondiging laat gisteraand dat Mojtaba Khamenei, die seun van Ayatollah Ali Khamenei, as Iran se nuwe opperheerser aangewys is, het gemengde reaksie ontlok. Baie sien dit as 'n stap wat die VSA se aanvalle op Iran kan verskerp en die oorlog kan uitrek, aangesien 'n regimeverandering een van die doelwitte van Amerika se oorlog in Iran is. Ondersteuners van Khamenei het in die hoofstad Teheran en in die stad Qom die verkiesing van 'n nuwe opperleier gevier, terwyl ontploffings oral gehoor is. Die 56-jarige Mojtaba Khamenei word lank reeds gesien as 'n opvolger vir sy pa, wat verlede naweek in Amerikaanse en Israeliese aanvalle op Teheran dood is. He's very close to the Revolutionary Guards. He is one who believes in the use of force against both domestic opponents and foreign adversaries. He has not, as far as I can tell, over the 20 years we've known him, expressed any opinion that suggests he is a reformist of any sort. So he's an Islamist revolutionary hardliner. Volgens die Iranse Departement van Buitelandse Sake weier hy om te onderhandel terwyl hy aangeval word. In Israel is tientalle mense beseer toe 'n Iranse missiel 'n dorp in die sentrale gedeelte van die land getref het. Volgens die polisie is minstens 6 gebiede in die dorp Ramat Gan getref. In Libanon het Israel se aanvalle op Hezbollah-teikens in Beirut voortgesit. Volgens die Iranse Red Crescent is minstens 400 mense reeds in die aanvalle op Beirut dood. In Cyprus het die Franse president Emmanuel Macron aangekondig dat sy land 12 vlootvaartuie insluitend 'n vliegdekskip na die Middellandse en Rooi See en moontlik ook die straat van Hormuz gaan ontplooi om sy bondgenote te help wat deur die konflik in die Midde-Ooste bedreig word. Macron sê die vlootskepe kan moontlik later gebruik word om kommersiële vaartuie in die straat van Hormuz te beskerm. Vroeger vandag het die Britse eerste minister Keir Starmer gesê dat Brittanje en die VSA steeds saamwerk ondanks spanning tussen die twee lande. Hy sê die samewerking is in belang van Britse burgers. The US and the UK are working together every single day, as they always have. Obviously, in relation to Iran, the US are now using UK airbases. Die president van die Europese Kommissie, Ursula von der Leyen, het gesê die EU sal moet voorberei om sy stem dikker te maak, aangesien hy nie langer op 'n reëlgegronde stelsel kan staatmaak om hom teen bedreigings te beskerm nie. We need to be prepared to project our power more assertively. For instance, to counter aggression and foreign interference with all of our tools, whether economic or diplomatic, whether technological or military, or by being much more pragmatic when it comes to doing business around the world. Intussen het die vergadering van G7 ministers van Finansies en die Internasionale Energieagentskap sonder 'n ooreenkoms geëindig om strategiese oliereserwes beskikbaar te stel. En dis ongelukkig al wat vir ons tyd het vanaand. Ons is môre aand weer terug, selfde tyd, selfde plek. Sien jou dan. Totsiens. Goeienaand en hartlik welkom. Kom ons kyk wat die weer vir ons inhou. Wat vandag aan betref bewolkte toestande kom voor in die sentrale dele van die land met enkele buie wat voorkom in die verre noordelike dele. 60% kans vir reën kan ook verwag word in die noordoostelike dele van KwaZulu-Natal. 'n Fris wind kan ook verwag word langs die kus. As ons kyk na môre, oggendmiskolok kom voor in KwaZulu-Natal, Oos-Kaap asook in dele van die Weskus. Daar is ook enkele buie in die verre noordelike dele. Kom ons kyk nou na ons minimum en maximum temperature. In Gauteng 'n sonnige dag kom voor. Dit is ook warm. Pretoria se minimum daar is 12 met 'n maksimum van 27. Vereniging se minimum is 10 en 'n maksimum van 25. In Limpopo 'n warme dag kan verwag word met enkele buie. Mokopane se minimum is 14 met 'n maksimum van 31. In Mpumalanga
'n sonnige dag kan verwag word. In die westelike dele anders dit warm. Standaard se minimum is 7 met 'n max van 27. In KwaZulu-Natal gedeeltelik bewolkte toestande kan ook voorkom. Anders dit warm. Durban se maksimum is 26, Port Shepstone se maksimum is 25. In die Oos-Kaap gedeeltelik bewolkte toestande kan plek voorkom. Anders is dit warm. Oos-London se minimum daar is 17 met 'n maksimum 25. Willowmore se maksimum is 32. In die Wes-Kaap 'n warme dag kom voor. Die kook styg tot 42 grade in Vredendal, asook in Klein Willem. Beaufort se maksimum is 35. In die Noord-Kaap, dit is ook warm in hierdie provinsie. Appington se maksimum is 33, Carnarvon se minimum is 19 en 'n max van 32. Dan in die binneland in die Vrystaat, 'n warme dag kom voor. Sasolburg se minimum daar is 11, die maksimum 24. Welkom se minimum is 13 en 'n maksimum 28. Dan laastens Noordwes gedeeltelik bewolkte toestand met enkele buie wat ook voor kan kom. Dit is warm in hierdie provinsie. Mahikeng se maksimum daar is 28, asook Swaziland. Dit is al van ons hier by die weersentrum. Geniet die aand.